Baie welkom by Versteekte Juwele. Ons kry die naam Johannes 'n paar keer in die Bybel. Een van hulle het so 'n dubbelnaam gehad, Johannes Markus. En hy was 'n neef van Barnabas, wat nou Paulus se metgesel was op die eerste sendingreis. En wat ons van Markus hoor, is net dat Paulus en Barnabas hom saamgeneem het op die eerste sendingreis, maar in die middel van die reis het hy sy oom Barnabas en vir Paulus in die steek gelaat en teruggegaan Jerusalem toe, waarskynlik na sy ma se huis toe. Na die eerste sendingreis beplan Paulus en Barnabas toe 'n volgende reis. En Barnabas wou weer sy neef Markus saamneem. Waarskynlik om hom 'n kans te gee om hom beter te kan bewys. Maar Paulus het daaroor skerp verskil, waarskynlik omdat die optrede van Markus nie 'n goeie beeld van hulle sending gee nie. Ons weet nie hoe die verhouding tussen Paulus aan die een kant en Barnabas en Markus aan die ander kant verder verloop het nie, want hulle het toe in verskillende rigtings beweeg. Wat ons wel hoor is dat Paulus later in een van sy briewe praat van Markus as sy medewerker. So daar het weer versoening gekom. En dan lees ons ook in die eerste Petrusbrief dat Petrus na Markus verwys as sy seun. Die oorlewering wil hê dat Markus, wat dan die skrywer is van die tweede evangelie, sy inligting aangaande Jesus by Petrus gekry terwyl hulle saamgewerk het in Rome. En so het die wegloper uiteindelik ook 'n formidabele evangelis geword. Wat spesiaal is aan Markus se evangelie, is dat die boek geskryf is blykbaar in 'n tyd toe die kruisiging van Christus van sy waarde begin verloor het. En wat ons by Markus se evangelie kry, is dat die kruisiging van Christus weer sy sentrale plek kry. Dit gebeur so dat 40% van die Markus evangelie speel af tydens Jesus se laaste week op aarde. Wat vooraf gebeur is eintlik stappe op pad na die kruisiging toe. Markus wil graag uiteindelik deur die ander gegevens heen by die kruisiging van Christus uitkom. En so kry die kruisiging van Christus deur hierdie evangelie weer sy spesiale plek terug. Ons kry hier dat God 'n God van tweede, miskien baie meer kansse is, ook vir my en vir jou.